Hallo vriende, ek groet julle in die wonderlikste naam daar is. Jesus Christus van Nasaret, ons verlosser en ons Here. Vriende, ek lees gou vir ons in 1 Konings 19 vers 5. Daarop gaan lê hy en raak onder 'n besembos aan die slaap. En kyk, daar raak 'n engel hom aan en sê vir hom, staan op, eet. 'n Woordjie wat daar uitstaan en kyk. Daardie twee woordjies klink na 'n jubelkreet. Dit bevat 'n toon van 'n skielike, onverwagte en blye verrassing. Hierdie mens bevind ons tussen geestelike mure. Menslik gesproke is daar vir hom geen opening waardeur hy kan ontsnap nie. Dit is die einde. Vriende, dit is klaar met Elia, soos Elia dit gedink het. Vriende, hoor dan die jubel in die twee woordjies en kyk. En dadelik is dit daar, deur al die heuwels heen. Dit sny deur al ons berekeninge en onmoontlike verwagtinge. Wonderlik, want kyk, doodslaap wat jy in is, of deur die nagmerries wat jou ry, mense se lewe is God se reddende, helpende hand. Ja vriende, dit is eintlik waarop dit neerkom. In en deur die engel raak God vir Elia aan. Die engel is God se hand. God steek sy hand uit na hierdie neergeslaane mens, wat in die draaikolk van moedeloosheid ingesuig is. Die engel is die manifestasie van God se hulp en bystand. So prakties, so daadwerklik is God se hand. En dit kan 'n boodskap wees vir alle mense wat hulle self afgeskryf het. Wat dink, maar Vader is nie daar nie, niemand steek vir my hand uit nie. Vir alle lewensmoe, eensame en wanhoopige mense. Vir mense wat geen lig meer sien nie, en miskien al met die gedagte aan selfmoord rondgeloop het, minderwaardigheidskompleks, hierdie woord verkondig aan jou. Die hand van God is uitgestrek na die mens wat moed verloor het. Vriende, jy sien, God steek sy hand na jou uit. En die mens, ja, ek dink ons mense sê baie keer wil hulle niks daarvan weet nie. Of daar is niemand wat sy hand na my sal uitsteek nie. Dit is die ervaring wat mense by hulle self in benoudhede en hulle situasies bevind. En sou iemand tog nog wil help, dan kan hy nie. Dan is sy arms te kort en sy hande te swak. Jy moet dit nie van mense verwag nie, maar jy hoef dit ook nie van mense te kry nie. God is ook in jou woestyn. God steek sy hand na jou uit. As alles hopeloos lyk, as ons niks van niemand kan verwag nie, dan, en kyk, daar raak 'n engel hom aan. Daar is God se hand. En ek glo nie dit is die enigste persoon wat aangeraak is deur ons Vader nie. Ek dink ons sal onsself boeglam skrik. Ek lees vir ons 'n stuk uit Openbaring 1 vanaf vers 17 en 18. Toe ek hom sien, het ek by sy voete neergeval en bly lê, soos een wat dood is. Hy het toe met sy regterhand aan my gevat en vir my gesê, moenie bang wees nie. Dit is ek, die eerste en die laaste, die lewende. Ek was dood en kyk, ek lewe tot in alle ewigheid. En ek het die sleutel van die doderyk en die dood. Vriende, jy sien, ons lees daar van iemand besonders. Mens kan hom beswaarlik aanskou, want sy hele voorkoms was soos die son wat op sy helderste skyn. Toe die apostel Johannes hom sien, het hy soos 'n dooie op die grond neergeval. Hierdie persoon was die gesalfde God, Jesus Christus. Hy is hierdie beeld van God as iemand wat hoog en verhewe is en die vrees by mense wek, wat ons dikwels van hom af wegskrik. Ek dink ons raak bang. Ek dink wat by my ook baie opkom is,
Hoe gaan ons regtig reageer wanneer ons Here Jesus met al sy mag en al sy krag vir die eerste keer gaan aanskou? Ek dink amper ons gaan presies maak soos wat Johannes gemaak het. Ons gaan maak of ons dood is. Maar julle sien vriende, dit is nie wat Jesus is nie. Ja, hy gaan met sy heerlikheid kom, maar ons het nie nodig te maak of ons dood is nie. Ons moet eintlik dankbaar wees vir Johannes dat hy hierdie boodskap aan ons gebring het. Om vir ons regtig te wys hoe gaan Jesus lyk sodat ons nie nodig het om ook make believe play dead te speel nie. En vriende, dit is egter nie hoe ons God moet sien nie. Ja, dit is verseker, God is oorweldigend groot en heilig. Ja, beslis is hy. Maar let op hoe hy na ons toe kom. Toe Johannes so hopeloos daar lê, het hierdie groot en volmaakte God aan hom gevat en vir hom gesê, moenie bang wees nie. Dit is ek. God kom nie na ons toe om ons te verwyp nie. Hy wil vir jou wat bang en soos 'n niks wat voel aanraak. Hy wil jou vertroos en bemoedig. En vriende, al gebeur die slegte dinge met jou, daar is iemand wat jou wil ophelp en jou verseker dat hy saam met jou stap, elke treukie, oral waar jy gaan. Hy het ons regtig ontsetlik lief. En vriende, ons moet maar eintlik laat ons omstandighede maar lyk soos wat dit wil lyk. Ons moet nie laat dit ons aftrek nie. Ons mismoedig maak nie. Ons is niks werklik laat voel nie. En vriende, laat net toe dat hy met 'n hoofletter jou aanraak. Al is jy miskien nou bang om hom in die oë te kyk. Al lyk dit vir jou onmoontlik dat hy soveel in jou belangstel. Ons moet net leef, vriende. Ons moet ons hande in sy hand sit. En ons moet die woorde onthou wat Jesus sê. Moenie bang wees nie. Dit is ek. Julle sien, vriende, ons Jesus het nie gekom om te kom roof, te kom plunder, te kom steel nie. Hy het gekom om ons die lewe te gee. Ja, die lewe in oorvloed. Die ewige lewe. Ons het regtig nie nodig om vir hom bang te wees nie. Ek dink al wanneer ons vir hom regtig moet vrees, as ons nie aan sy kant is nie, dan het jy 'n rede om vir hom bang te wees en te vrees. En om te dink, daar gaan nêrens wees waar jy kan wegkruip nie. Want almal gaan hom sien. Elke mond, elke tong sal bely en elke knie sal voor hom buig. Maar ons wat sy kinders is, ons moet net toelaat dat die Here ons aanraak. Hy wil ons help. Al voel dit vir ons soms of hy nie daar is nie, is God altyd by ons. Hy is nader aan ons as die klere aan ons lyf. Ons Vader het ons so lief en wil altyd net die beste vir ons hê. Kom ons probeer om dit aan te voel en ook so oor te vertel vir die mense wat verlore voel, wat moedeloos is, afgemat is. En ons beer hulle almal op om vir hulle te vertel van die wonderlike aanraking van ons Here Jesus Christus. O allerheiligste almagtige koning van alle konings, Jahwe Here onze God, Vader, in die wonderlike naam van Yeshua Messia, deur die leiding van die Heilige Gees. My God, kom ons na u troon toe en Here wil ons u kom loof en kom prys en vir ons wil vir u kom dankie sê. Here, dankie dat u ons optel wanneer ons afvoel. Here, dankie dat u ons afstof en ons in ons ereplekke herstel. Here, help ons net om te sien en te voel wanneer u ons aanraak en u ons optel. Here, en dat ons u boodskap, u goeie boodskap en u redding aan ons mensdom om ons sal verkondig. En ja, Here, seën ons elkeen waar ons gaan, wat ons doen, en dankie dat u groter is. Enige bekommernis, enige vrees, enige siekte. Dankie dat u ons God is, op wie ons kan vertrou. Amen. Vriende, ek groet julle met die genade van die Here Jesus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle almal wees. Shalom.